Lisa en die sjokolade-eier verrassing. Elke jaar is daar 'n spesiale sjokolade-eier kompetisie. Net 10 gelukkige kinders kry die kans om die sjokolade-hasie te ontmoet. 'n Dag voor die groot dag steek die sjokolade-hasie baie wit sjokolade-eiers weg, maar net 10 van daardie eiers het 'n spesiale briefie binne-in. In Lisa se dorp is daar 2 parkies waar kinders die sjokolade-eiers kan gaan soek. Lisa neem elke jaar deel, saam met baie ander opgewonde maatjies. Hierdie jaar het Lisa een van die gelukkige eiers gekry met 'n briefie daar binne-in. Jippie, jippie! Sy is so opgewonde. Ek het een gekry! Ek het hierdie jaar gewen, roep sy uit. Sy was so bly. Haar oogies het sommer geblink. Sy het al 3 jaar lank gesoek na 'n eier met 'n briefie binne-in. Daardie aand kon sy glad nie slaap nie. Sy was te opgewonde. Môre gaan sy die sjokoladehasie ontmoet. In die wenbrief het die hasie vir haar 'n geheime aanwysing gegee om by die sjokolade-eierfabriek uit te kom. Sy mag vir niemand vertel nie, net haar mamma en pappa mag weet. Die volgende dag het haar ouers haar by die geheime adres afgelaai. Maar toe hulle daar aankom, was hulle bietjie verbaas. Daar was niks nie, net 'n groot groen veld, wat gelyk het soos 'n rugbyveld. Die enigste ding wat daar was 'n groot rooi posbus met 'n reuse sjokolade-eier bo-op. Al 10 kinders het by die rooi posbus gestaan. Toe skielik begin die grond bewe. Trappe verskyn in die gras wat aflei diep, diep onder die grond in. Die kinders het een vir een met die groot trappe afgeloop, totdat hulle by 'n baie groot deur aangekom het. Maar dit was nie 'n gewone deur nie. Die deur was gemaak van sjokolade. Hulle kon nie glo wat hulle sien nie. Toe gaan die deur stadig oop. En daar was hy. Hy was groot en sag, wit en pink en baie vriendelik. Elke kind het 'n warm drukkie van hom gekry. Die sjokolade-eierfabriek was reusagtig. Dit het gelyk soos 'n kleurvolle lekkerwinkel. Oral was daar sjokolade-eiers en alles was gemaak van sjokolade, koekies en lekkers. Die mure, die dak, selfs die tafels. Linte en ballonne het van die dak afgehang. Bubbles het die lug rondgedryf. Hallo, my naam is die sjokolade-hasie, sê hy. Welkom by die sjokolade-eierfabriek. Vandag gaan ek vir julle wys hoe ons sjokolade-eiers maak. Daar was baie hasies wat binne gewerk het. Elke haas het 'n spesiale taak gehad. Eers het hulle die sjokolade gemaak. Dit het gesmelt in 'n groot pot en 10 hase het dit stadig geroer. Toe word die sjokolade in 50 verskillende vormpies gegooi. Groot eiers, klein eiers, haasvormpies, soveel verskillende soorte. Daarna het die hasies die eiers uit die vormpies gehaal en dit op 'n baie lang tafel neergesit, waar 30 hase gewerk het. Nou was dit tyd om die eiers te verf. Hulle het die mooiste patrone op die eiers en sjokolade-hasies geverf. Toe die verf droog was, het hulle alles in kleurvolle mandjies gepak. Die laaste stap. Hulle het die mandjies na 'n groot trok buite gedra. Daar was klomp trokke wat in 'n lang lyn gestaan het. Hulle neem al die lekkernye na die verskillende winkels toe, sodat kinders soos Lisa dit
kan koop. Die res van die dag het Lisa en die kinders speletjies gespeel, gelag en heerlike lekkernye saam met die sjokoladehasie geëet. Later daardie middag het al die ouers gekom om hul kinders te kom haal. Dit was 'n dag wat Lisa nooit ooit sal vergeet nie.